Jesus nou staan, Jeremia 9. En Jeremia is 'n lang gedeelte in die woord van die Here uit, en alles saam lees, as die gedeelte is met die woord van die Here, wat die Here voorgeskryf. Lees van Jeremia 9 van vers 1. En op die 24ste dag van die maand, het die kinders van Israel vergader, en gevas in rou die Here, en met hulle grond op hulle loop. Die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes en die ongeregtighede van hulle vaders. En hulle het van hulle plek opgestaan en gedurende die 4de deel van die dag gelees uit die wetboek van die Here, hulle God. En gedurende die 4de deel belydenis gedoen en die Here hulle God aanbid. En op die verhoog van die Lewiete het Jesua en Bani, Kadmiel, Sebania, Buni, Serebia, Bani, Kenani opgestaan en met 'n groot stem die Here hulle God aangeroep. Die Lewiete Jesua, Kadmiel, Bani, Hanania, Serebia, Willia, Sebania, Etapia het gesê: "Staan op, loof die Here julle God van ewigheid tot ewigheid. En laat hulle die heerlike naam loof, wat deur alle lof en prys verheerlik is. U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy heerskare gemaak. Die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is. En u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. U is die Here, die God wat Abraham uitgekies het en hom uit Ur van die Kaldeërs uitgelei het en sy naam tot Abraham gemaak. U het sy hart getrou bevind vir die aangesig. En u het met hom die verbond gesluit om die land te gee van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete en Feresiete en Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag te gee. En u het dit vervul, want u is regverdig. En u het die ellende van ons vaders in Egipte aangesien en hulle geroep by die Skelfsee gehoor. En u het tekens en wonders gedoen aan Farao en aan al sy dienaars en aan die hele volk van sy land. Want u het geweet dat hulle verdeeld teen u gehandel het. En u het vir u 'n naam gemaak soos dit vandag is. Die see het u voor hulle geprowe, sodat hulle doodgrond was deur die see getrek. Maar hulle vervolgers het teen die volke gewerk soos 'n klip en sterk waters. En u het hulle gelei met 'n wolkkolom bedags en met 'n vuurkolom snags om die pad vir hulle te verlig waar hulle langs moes trek. En op die berg Sinaï het die Heer gedaal en hulle gespreek in die hemel. En u het aan hulle regverordeninge en betroubare wette, goeie insettinge en gebooie gegee. En die heilige Sabbat het u aan hulle bekend gemaak, en gebooie en insettinge en 'n wet in die diens van die knegt Moses hulle beveel. En u het hulle brood gegee in die hemel vir hulle honger en water vir hulle uit die rots laat uitkom vir hulle dors. En aan hulle gesê om die land in besitting te gaan neem, waaromtrent u die hand opgehef het om hulle dit te gee. Maar hulle, naamlik ons vaders, het vermeerderd gehandel en hulle nek verhard en nie na die gebooie geluister nie. Ja, hulle het geweier om te luister en nie gedink aan die wonders wat u by hulle gedoen het nie. Maar hulle het hulle nek verhard en in hulle wederspieligheid die hoof aangestel om terug te gaan na die slaverny. Maar u is 'n God van vergeef, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot in goedertierenheid. En u het hulle nie verlaat. Selfs toe hulle 'n gegote kalf vir hulle gemaak en gesê, dit is julle gode wat jou in Egipte laat optrek. En hulle groot afskuwelike dinge gedoen, het u in die groot barmhartigheid hulle tog nie verlaat in die woestyn nie. Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewys om hulle op die pad te lei. En die vuurkolom ook nie snaaks om vir hulle die pad te verlig waar hulle langs moes trek. En u goeie gees het u gegee om hulle te onderrig. En die manna het u nie van hulle mond terughou nie, en hulle water gegee vir hulle dors. En 40 jaar
het hulle onderhou die bestaan. Hulle het nie gebrek gehad nie. Hulle klere het nie verslyt en hulle voete nie geslaan. En een aan hulle koninkryke en volke gegee en die volgens bepaalde grense verdeel. En hulle het die land van Sion na die land van die koning van Hesbon en die land van Og, die koning van Basan, in besit geneem. En U het hulle kinders vermenigvuldig soos die sterre aan die hemel, en hulle in die land ingebring waarvan U aan hulle vaders gesê het, dat hulle sou ingaan om dit in besit te neem. En die kinders het ingegaan en die land in besit geneem. En U het die inwoners van die land, die Kanaaniete voor hulle onderwerp en die in hulle hand gegee, hulle konings sowel as die volke van die land, om met hulle te handel soos hulle het goed is. En hulle het die versterkte stede en 'n vet land ingeneem, en huise in besit geneem, vol allerhande goeie dinge, uitgekapte putte, wingerde en olyfbome en vrugtebome in menigte, en hulle het geëet en versadig en vet geword, en weelderige lewe deur U groot goed. Maar hulle het hulle strewig en opstandig geword teen U en die wet agter hulle rug gewerk. En die profete wat hulle gewaarsku het om hulle na U terug te bring, het hulle gedood en groot afskuwelike dinge gedoen. Daarom het U hulle oorgegee in die hand van hulle teestanders, dat die hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die tyd van hulle benoudheid aangeroep het, het U uit die hemel gehoor en daar die groot barmhartigheid van hulle verlossers gegee, dat die hulle uit die hand van hulle teestanders verlos. Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen vir die aangesig, en U het hulle weer oorgelewer in die hand van hulle vyand, dat die oor hulle sou heers. As hulle U dan weer aanroep, het U die hemel gehoor en hulle na U barmhartigheid baie keer gegee. En U het hulle gewaarsku om hulle na U wet terug te bring. Maar hulle het die wet opgehandel en nie geluister na U gebooie nie. En teen U verordeninge daarin het hulle gesondig, waarvan geld dat mense dit moet doen, dat het daarby kan leer. En hulle het die wederstrewige skouer gegee en hulle nek verhaal nie geluister nie. En U was baie jare lang genoeg vir hulle. En U het hulle gewaarsku met die Gees deur middel van profete, maar hulle het geen gehoor gegee nie. Daarom het hulle oorgegee in die hand van die volke van die lande. Maar in die groot barmhartigheid het hulle nie volkome vernietig en hulle nie verlaat nie, want U is 'n genadige en barmhartige God. Ons God, groot, magtige en gedigte God, waar die verbond en die goedertierenheid hou, waarin nou al die moeilikheid nie gering is vir die aangesig nie, wat ons konings, ons owerstes, en ons priesters en ons profete, en ons vaders en die hele volk oorgekom het, van die dae van die konings van Asser af, tot vandag. Want U is regverdig in alles wat oor ons gekom het. Want U het getrou gehandel, maar ons het goddeloos gehandel. En ons konings, ons owerstes, ons priesters en ons vaders het die wet nie volbring en na die gebooie en getuienisse waarmee U hulle gewaarsku het nie geluister. En hulle het in hulle koninkryk met U groot seën wat U hulle geskenk het en die wye en die land wat U hulle oorgegee het, U nie gedien en hulle nie van hulle verkeerde handelinge bekeer. Ons is vandag slawe en die land wat U aan ons vaders gegee het en die vrug en die volle seën daarvan geniet. Waarom is ons slawe? En die vernederigse opbrengs vir die konings wat U met ons gestel het om ons sondes ontwil en hulle heers oor ons liggame en oor ons eer, maar hulle wil nie. En ons is in groot benauwdheid. Maar volgens alles sy ons 'n vaste verbond en beskryf het, en op die perseelde stuk het ons owerstes en sy leviete ons priesters geteken. Die teksverse sal lees, vers 1 en 2, en dan die laaste gedeelte waar die gebed afsluit in die van vers 37. Dis die lees van vers 1 en 2. En op die 24ste dag van die maand, en die kinders van Israel vergader, en gevas in bouklere, en met grond op hulle hoofd. Die afstammelinge van Israel het hulle afgesonder van al die uitlanders, en hulle het gaan staan en belydenis gedoen van hulle sondes, en die ongeregtighede van hulle vaders. En die slot wat hulle afsluit, erkenning ons is in 'n groot benauwdheid.
geliefdes in ons Here Jesus Christus, berou en bely. In Nehemia 9 staan die volk Israel stil by hulle sondes. Hulle doen selfondersoek, hulle kyk na binne. Nie lang voor die stad nog fees gevier, het ons laasweek gelees, die hoofwitte fees wat dit ere herstel is. Die volk by die wette lees, daar ontdek die Here God van vrede is. Hulle eers moet fees vier, dat hulle dan teenoor die Here moet bewys vir wie hy is en wat hy doen. Groot blydskap was daar in die stad gewees vir 8 dae. Toe het hulle al die wet van die Here gebruik. Toe het die mense hartseer geword wat dit wat hulle daar gemaak is. Hulle het al toe gesien hoe verkeerd hulle was vir die Here. Maar toe was dit nie die tyd gewees om hartseer te wees nie. Dit was toe 'n tyd gewees om blydskap vir die Here te doen. Nou, 'n paar dae later, het die tyd aangebreek vir berou en vir belydenis. Alles het by die Here sy tyd en sy plek. Die fees is verby. Nou moet hulle hulle harte oorsoek. Nou is dit tyd om hulle harte oop te breek vir die Here. Maar die fees om 'n tyd van berou en hartseer. Daarom plaas ons vandag die fokus. Ook waar ons vandag voortrek nou vir nagmaal, ons weer vir volgende week saam as gemeente mag vier. Plaas ons nou vandag die fokus na bid. Ons gaan kyk na die berou van die Israeliete vir die Here. Vir ons is dit 'n belangrike voorbeeld hoe ons in heiligheid tot God nader. So kom ons by die tema vir die woord verkondiging. Buig voor die Almagtige God. Ons gaan kyk na van die teksgedeelte wat ons gelees het na 2 punte. Eerstens ons kyk na berou oor die sonde en tweedens na die belydenis van die sonde. Die volk het berou oor dit wat hulle gedoen het. Berou. Hierdie woordjie is 'n diep woord. Om berou te hê oor iets beteken dat jy aangegryp is daaroor. Jy weet presies wat dit is. Dit is nie om net te sê jy is jammer oor iets nie, maar om dit werklik te doen. Berou jy as jy iets verkeerd gedoen het en jy voel bitter sleg daaroor. Sien, jy is net berou. Waarom dit oor die sondes? Vir jare lank het hulle van die Here vergeet. Hulle voorouders. Baie keer het die Here met hulle gepraat deur die profete, maar hulle wou nie luister nie. Hulle oor was oop, maar hulle het nie gesien nie. Hulle oor het gehoor, maar hulle het nie geluister nie. En nou verander. Nou word die wet van die Here gelees. En hulle oor gaan oop vir die waarheid. Hulle oor hoor die wil van die Here. Waar kom 'n verandering in hulle hart? Hulle het berou. Hulle is hartseer oor dit wat hulle gedoen het. En hulle is so hartseer dat dit hulle werklik pyn doen in die hart. En daarom roep hulle 'n bid en vaste om te tree oor die sonde, om daarvan los te word. En ons sien hoe hulle dit doen. Dit gevas in blou klere met grond op hulle hoof. Dit is 'n teken van nederigheid. Hulle buig hulle self voor die Here neer. Hulle besef, hulle moet berou en bely voor hulle van hulle sondes ontslae word. En hulle besef hoe klein hulle voor God is. Die innerlike hart wat verskeer is deur die sonde word eintlik gedeel deur die rouklere en die grond op die kop. Dit is wat die Here wil hê. Die Job 20:13 sê hy vir die volk, skeer julle harte. Maak wat. In die Bybel is daar baie voorbeelde waar dit gebeur. In die Ou Testament was die nuwe manier waar die manier dit gebeur het. Dit was normaal gebruik. Sy hart so groot is, dan gebeur dit so. Baie voorbeelde ons dink aan van 'n Dawid by gerou het, die profeet Nathan hom aanspreek het oor sy sonde met Batsheba. En Dawid gaan daarna rou. Die Here het hom hard gestraf en sal aan sy kinders verloor, en sal sterf.
Dawid gaan vas. Hy gaan lê en plat op die grond voor die aangesig van die Here. Hy het berou oor dit wat hy gedoen het. Met sy dade wys hy vir die Here hoe hy in sy hart voel. Nog 'n voorbeeld in die Bybel waar 'n mens opregte berou sien, is by Job. Satan het alles van Job al weggevat. Sy besittings is geplunder, sy kinders het gesterf, daar 'n groot ding gekom het en die huis en dak op mekaar gestort het. Job verloor sy besigheid en sy gesin. Hy verloor alles wat die Here hom gegee het. En daaroor berou hy. Job is hartseer oor dit wat gebeur het. En hoe hy doen vir ons aangryp. Job 20:21. Toe staan Job op en hy skeer sy hand. En hy sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval en gesê: "Nadat ek uit my moeder se skoot gekom en na sal ek baie teruggee. Die Here het gegee en die Here het gedien. Die naam van die Here is verhoog." Job verwyd nie die Here vir wat gebeur het. Hy vra nie hoekom die Here dit gekeer het nie, hoekom die Here al die slegte dinge gedoen het nie. Nee, hy berou. Hy ken die Here. Hy weet die mens en die sonde en alles wat verkeerd was en wou gebeur. En die Here. En in sy berou, in die staat van hartseer wat hy is, loof die Here. Want hy weet, uitkoms in die hartseer is net die Here. Vandag rou ons nie meer soos die mense in die Ou Testament. Ons het nie rou klere wat ons aantrek nie, ons sit nie as op ons kop nie. Maar dit beteken nie dat ons nie moet rou nie. Want hierdie aspek is vir ons vandag nog net so belangrik soos dit hierdie periode was. Dit is vir ons noodsaaklik om te rou. Alleen vir ons in die tyd nadat Christus na die aarde toe gekom het, moet ons nog steeds stilstaan by die hartseer in die wêreld in ons lewens. Want net as mens berou het oor dit wat verkeerd is, kom 'n mens by die verlossing in Jesus Christus. Daarom is berou 'n belangrike beginsel vir elke gelowige. Dit is dat dit 'n Bybelse beginsel is. Berou is alles as verkeerd. Dit gaan om 'n dieper. Berou is verandering van gedagte. Deur berou word jou gedagtes verander. Berou bring jou by die gevolge van jou dade. Bring jou tot die besef dat die sonde wat jy doen in die wêreld, dat dit verwoes. Dat jy insien dat dit jou verhouding met die Here verwoes. Dat die sonde verhoudings onderling tussen gelowiges inmaak. Maar berou is meer as verkeerd. Dit is 'n verandering in die hart, wat deurslaan in dade. Waar berou bring dit wat nou doen, elke dag weer by dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Sien jy jou sondes in die lig van Jesus Christus en waarvoor betaal? Dan besef mens, en dan is mens werklik jammer oor dit wat mens verkeerd het. Jy besef wat 'n impak dit het. Hoe sien mense dit nou konkreet in elke van ons lewens? Het jy berou oor die sonde wat jy doen? Met voorbereiding vir nagmaal is dit goed om hierby stil te staan. Want dit is wat ware selfondersoek is. Jy kyk in jou hart, jy kyk na binne toe waar wat gebeur. Mens vra die vraag, is ek werklik hartseer oor die sonde wat ek doen? Of wil ek eintlik uitkom, maak nie saak wat ek doen. Jesus het tog my sondes betaal. Dit is goed om te besef, elke sonde wat ons doen, is 'n vinger in die oog van God. Deur ons sondes is ons hierdie Jesus Christus vasgespijker aan die kruis op Golgotha. Ons kan nie ligtelik met sonde omgaan. Ons moet goed besef waaroor dit gaan. Want net dan besef ons werklik die offer van Jesus Christus. Ons kom by die tweede, by die belydenis van sonde.
Want na berou om bely. Ons glo met die hart en ons bely dit met die mond. Die Here wil ons woord hoor. Hy leef in verhouding met ons. Hy wil weet wat hier in ons harte gebeur. Die Israeliete doen dit. Nadat hulle rouliere aangetrek het, nadat hulle die rouproses begin het, sonder hulle self af. En hulle doen belydenis van hulle sonde. Met woorde sê hulle vir die Here wat hulle verkeerd gedoen het. En dit is aangrypend hoe hierdie hele proses verloop. Ons het saam gelees. Dis een van die langste gebede wat ons het in die Bybel. Want die volk eers luister hulle vir 3 ure na die wet van die Here. En daarna doen hulle vir 3 ure lang belydenis weer gebed. Eerstens luister hulle na die woord van die Here en dan antwoord hulle met woorde vir die Here. Dit is 'n gesprek tussen God en tussen die mens. Vir 6 ure lang. Nogal 'n kontras met ons eredienste wat 'n langer as 'n uur verskriklik lang is. En die belydenis wat we hier doen is vir ons 'n kragtige voorbeeld. Ons kyk wat hulle doen. Ons gaan dit vinnig deurgaan. Jy kan gerus saamvolg in die Bybel. Vers 5 tot 6 wat ons gelees, hulle getuig van God se grootheid. Hy die soewereine Here. Hy het alles gemaak. Alles en almal buig voor hom. Vers 7 en 8, hulle sê die Here is regverdig. Hy het vir hom kinders uitgekies, aan hulle het hy beloftes gemaak, en elkeen van die beloftes maak die Here waar. Die Here is reg. Vers 9 tot 12, hy is die redder en die verlosser. Hulle getuig van dit wat die Here gedoen het. Hoe hy sy volk elke keer weer red in die hand van die vyand. Net soos wat hy ons sy volk gered het van die sonde. Die Here is altyd besig met sy kinders, hulle wat in hom behoort. Hy los dit nie, hy pas hulle op. Vers 13 tot 21, die Here is genadig. Die Here toon vir ons aan hoe ons volgens sy wil kan leef. Hy gee vir ons sy volmaakte wet. Hy toon vir ons aan hoe ons hier op aarde goed kan doen. Keer op keer oortree ons dit. Doen ons dit wat ons nie dit verstaan nie, maar wat ons self wil. Hy gee voorbeelde soos die Israeliete met die goue kalf met al hulle oortredinge. Radikaal wat en oor die Here bly voorsien. Waar die mens hardnekkig is, volhard in die verkeerde, word daar bely in vers 17, maar U is 'n God van vergewing, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en U het hulle nie verlaat. Vers 22 tot 25, die Here voorsien, hy gee die volk Israel woonplek, hy voorsien vir hulle liggaamlik, hy gee vir hulle oorvloed. Dan vers 26 tot 31 hoor ons die antwoord van die volk. Hulle gee 'n antwoord van ondankbaarheid. Wat doen hulle? Hulle maak die Here se profete dood. Hulle gooi sy wette weg. En dit het nie net een of twee keer gebeur nie, baie kere het dit gebeur. Maar die Here vergeet nie sy verbond nie. Die volk bereik 'n dieptepunt. Maar die Here bly trou. Hy straf hulle, maar in groot barmhartigheid het hulle nie volkome verbied en hulle nie verlaat nie. Want hy is 'n genadige en barmhartige God. Dan, vanaf vers 32 hoor ons die situasie waarin Israel tans is. Hulle erken, hulle bely, hulle sê hulle weet wie die Here is, die genadige wat vergewe, wat sy verbond is. En voor hierdie God erken hulle die situasie waarin hulle is. Dat dit moet nou gaan, hulle eie skuld is. Dat hulle regeer word deur 'n heidense koning. Hulle erken vir die Here dat hulle in groot genoudheid vergeet. En hulle het berou daaroor. Hulle is werklik jammer daaroor. En dit bely hulle. Hulle sê vir die Here, Here, ons is in groot genoudheid. Ons soek uit ons. Hulle herinner die Here wat sy gedoen. En dan eindig die
Dit is vir ons 'n kragtige voorbeeld hoe ons belydenis doen voor die Here. Eerstens, jy te begin deur die Here te loof en te prys wie hy is. Om vir hom te sê, Here, ons ken U. Ons bid volgens U wil en woord. Ons weet wie U is. En vervolgens om te erken, ek weet wie ek self is. 'n mens wat geneig is om te haat in plaas van liefde. Radikaal die teenoorgestelde hoe die Here ons gemaak het. Die Here het ons gemaak om te lewe ten volle in liefde. Mens bely, dit is so. My natuurlike geaardheid is verkeerd. Maar ek weet, die Here is regverdig. Ek weet, deur my sonde moes sy seun aan die kruis opgeoffer word. Ek weet dat deur hierdie genade gewaar ek vry is weer van die sonde. Daarom ywer ek myself om dit te doen wat reg is en nie dit te doen wat verkeerd is. Ek, klein mens, het berou oor dit wat ek verkeerd het. Ek verkeerd in groot bemoedigheid, belangrijk. En ek erken dit vir die almagtige God. In nederigheid buig ek myself voor die Here. Bely ek vir hom dat ek elke dag afhanklik is van hom. Ek ken my nood, weer die nodigheid is dat ek gered moet word. Dit is wat ons met ons sondes te doen. Ware berou opregte belydenis. En dit is 'n groot voorreg om dit vir die Here te kan leer. Dat ons as kinders van hom na hom te mag nader in die hartseer in ons lewens. In Romeine 5:20 skryf Paulus, waar die sonde meer geword het, het die genade nog beter verhoog. Weet, die Jesus Christus wat die sondes weg. Ons leef vandag in hom. Ons weet wat hy gedoen het. Met ons oor en hart op hom gerig, met ons ware berou met die verkeerde liefde. Stryd ons kragtig voor teen. Bely ons dit voor God ons Vader. Dit raak elkeen van ons. Elkeen van ons waar ons gaan, bely vir die Here. Doen dit in gebed. Jou eie en dit jou saam in gebed. Waar die woord nie opkom nie, gee die Here vir ons pragtige voorbeelde van belydenis van sonde in sy woord. As dit saam gesing, dit word in Dawid, belydenis van 51 tot 32:5, beskryf dit ook so mooi. As hy, my sonde het ek nie bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely, en U die ongeregtigheid van my sonde vergeef. Dit is ons bely. Weet, ons is sondaars, nie sonde het. Weet, ons is gered in Christus. Maar die sonde is ons hartseer maak. Ons weet, dit is nie wat die Here wil nie. Daarom leer ons Here Jesus ons ook bid, vergeef ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergeef. Mag die Here dit in ons harte bewerk, dat ons innerlik en uiterlik opreg is